Vandag kyk ons na die korrelasiekoëffisiënt en vooruitskatting. Die korrelasiekoëffisiënt is 'n waarde wat meet hoe sterk die lineêre verhouding tussen twee veranderlikes is. Die korrelasiekoëffisiënt se simbool is 'n R en die waarde is altyd 'n waarde tussen -1 en 1. Die waarde sal negatief wees as die lyn van beste passing of die regressielyn 'n negatiewe gradiënt het, en dus sal die een veranderlike groter word, soos wat die ander veranderlike kleiner word. Soortgelyk sal dit 'n positiewe waarde wees as die gradiënt van die regressielyn positief is. Wanneer die koördinate presies in 'n reguit lyn val, of dit nou positief of negatief is, noem ons dit 'n perfekte korrelasie. Hier sal die korrelasiekoëffisiënt -1 of 1 wees. Dan het ons 'n sterk korrelasie, en soos wat die koördinate verder van die regressielyn lê, word dit 'n matige korrelasie, en dan 'n swak korrelasie totdat daar geen korrelasie is. Hierdie korrelasiekoëffisiënt word ook met jou sakrekenaar bereken. In die vorige les het ons reeds gekyk na hierdie voorbeeld van 'n maatskappy se salarisse teenoor hul jare ervaring. Met die skets van die lyn van beste passing kon ons reeds sien dat al die koördinate redelik naby aan hierdie lyn lê. Kom ons gaan bereken nou die korrelasiekoëffisiënt. Ek herinner jou dat jy wegval deur jou mode na statistiek opsie 2 te verander, en omdat ons met twee stelle data werk en die regressielyn bereken, druk ons 2. Nou lees jy onderskeidelik die twee stelle data by X en Y in. En nadat die data ingelees is, kan jy AC druk en dan Shift en opsie 1 se statistiek. Weereens kies ons die regressielyn opsie en hier is dit nommer 5. Ons korrelasiekoëffisiënt se simbool is dan R en dus kies ons nommer 3 om ons korrelasiekoëffisiënt te bepaal. En hier is dit 0,99. Vraag 2. Lewer kommentaar oor die verwantskap tussen die salaris en jare ervaring. Omdat ons hier 'n korrelasiekoëffisiënt van 0,99 het, kan ons sê dat dit 'n baie sterk positiewe lineêre korrelasie is. Omdat die korrelasie so sterk is, kan ons die regressielyn gebruik om redelike akkurate voorspellings of vooruitskattings te maak. Dit is 'n aanduiding dat hierdie maatskappy jare ervaring baie hoog ag in die bepaling van salaris. Hoe swakker die korrelasie, hoe minder betroubaar sal hierdie voorspelling wees. Bepaal die salaris wat 'n persoon met 9 jaar ervaring behoort te kry. Omdat ons hier reeds in die vorige les die regressielyn se vergelyking bepaal het, kan ons net eenvoudig die 9 jaar in X se plek invervang, om dan die bypassende Y-waarde wat die salaris sal voorstel te bepaal. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Die tabel wys die ouderdom van 10 mans en die gewig in kilogram wat hulle in die gimnasium kan opstoot. Die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn is Y gelyk aan 72,4 minus 0,44x. Die eerste vraag bereken die korrelasiekoëffisiënt. Hierdie korrelasiekoëffisiënt kan met jou sakrekenaar bepaal word en jy sal kry minus 0,39. Vraag 2. Bespreek die verwantskap tussen die man se ouderdom en die gewig wat hy kan opstoot. Hier het ons 'n swak negatiewe lineêre korrelasie en dus is die beramings wat ons met die regressielyn gaan maak nie baie betroubaar nie. Vraag 3. Beraam hoeveel 'n 50-jarige man kan opstoot. Die ouderdom hier is ons X-waarde wat ons in die regressielyn kan invervang om dan 'n Y-waarde van 50,4 kg te kry. En alhoewel hierdie waarde bereken kan word, is hy nie baie betroubaar nie.